Welkom by Ligland. My naam is Storiebeer en oor die volgende paar weke gaan ons saam die mense van Ligland ontdek. Luister lekker saam. Miriam, die meisie wat haar broer dopgehou het en 'n nasie laat dans het. Miriam het naby die lang riete langs die Nyl gestaan en stil gekyk. Haar ma het haar gevra om na haar klein boetie Moses te kyk. Miriam was nog 'n jong meisie, dalk omtrent 10 jaar oud. Sy was flink, wakker en die soort mens wat klein dingetjies raak gesien het. Sy het geweet wanneer haar ma moeg was. Sy het geweet wanneer haar broer honger was. En sy het geweet dat hierdie dag anders sou wees. Haar ma het Moses versigtig in 'n mandjie van bissies neergesit. Die mandjie was met teer waterdig gemaak en tussen die riete by die oewer gesit. Dit was nie ver in die rivier se stroom af nie. Dit was op 'n plek waar die riete skaduwee gemaak het en waar Miriam van 'n veilige afstand kon dophou. Miriam het haar asem stadig uitgeblaas. "Here," het sy saggies gebid. "Kyk asseblief na my boetie." Toe het sy gewag. Die rivier het teen die riete gekabbel. Voëls het oor die water gevlieg en die wêreld het aangegaan. Al het Miriam gevoel asof alles stil geword het. Sy kon die mandjie sien. Sy kon haar klein boetie hoor huil, maar sy het onthou wat haar ma vir haar gevra het. Bly naby, kyk mooi en vertrou vir God. Later het Farao se dogter na die rivier gekom. Sy het die mandjie tussen die riete raak gesien en nuuskierig het sy nader gekom en dit oopgemaak. Binne was 'n huilende baba. "Dit is 'n Hebreëse kindjie," het sy gesê. Toe het iets besonders gebeur. Die prinses se hart het sag geword. Sy het nie weggekyk nie. Sy het nie gemaak asof sy die baba nie gesien het nie. Sy het hom jammer gekry en besluit om hom te help. Miriam het haar kans gesien. Sy het rustig nader gestap en mooi gevra: "Wil u hê ek moet 'n Hebreëse ma kry om die kindjie te versorg?" En die prinses het na haar gekyk en gesê: "Ja, gaan haal haar." Miriam het omgedraai en so vinnig as wat sy kon na haar ma gegaan. Sy het geweet presies waarheen om te hardloop. En toe gebeur die wonder. Moses se eie ma kon terugkom om hom te versorg. Sy is selfs deur die Farao se dogter betaal om vir haar eie seentjie te sorg. God het vir Moses 'n veilige plek gemaak. En Miriam was deel van daardie plan. Nie omdat sy alleen alles moes dra nie, maar omdat sy gehoorsaam, oplettend en dapper gebly het. Jare het verbygegaan en Miriam het groot geword. Sy het gesien hoe Moses en Aaron voor Farao gaan staan. Sy het gesien hoe God sy volk nie vergeet nie. En sy het gesien hoe die Israeliete uiteindelik Egipte verlaat, weg van die swaar werk, weg van die plek waar hulle so lank bang en moeg was. Toe het hulle by die Rooi See gekom. Voor hulle was die water en agter hulle was die Farao se soldate. Maar God het 'n pad gemaak waar daar geen pad was nie. Die see het oopgegaan en God se volk kon veilig deurstap. Later, toe almal aan die ander kant was en hulle geweet het dat God hulle gered het, het Miriam haar tamboerijn opgetel. Haar hart was vol van dankbaarheid en sy het haar tamboerijn hoog opgelig en begin sing. Sing tot eer van die Here, omdat hy hoog verhewe is. Die vroue het haar gevolg, tamboeryne het geklink, voete het op die sand gedans en stemme het oor die sand gerol. Dit was nie 'n dans omdat alles maklik was nie. Dit was 'n dans omdat God getrou gebly het. Miriam, die meisie wat eendag rustig by die riete na haar boetie gekyk het nou saam met 'n hele nasie gesing. Van die riete langs die Nyl tot by die strand van die Rooi See het Miriam geleer. God sien, God sorg en God maak paaie. En soms gebruik hy 'n dogtertjie wat bereid is om naby haar boetie te bly. Mooi na hom te kyk
en vir hom te bid en te doen wat reg is. Fluit, fluit, my storie is uit.